Ek het u lief. Uw genade dra my altyd, dag vir dag. Almal op aarde juig tot die eer van die Here. Dien die Here met blydskap, kom voor hom en sing met vreugde. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk die skape van sy weiveld. Ek groet julle vanmôre in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons skriflesing vandag is Romeine 5 vers 1 tot 8. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Tot hiertoe die skriflesing vandag. In 'n konsentrasiekamp was daar 'n gevangene gewees wat toegelaat is om sy gitaar by hom te hou. Sy gees was vry en sy vingers was vaardig. En wanneer hy musiek gemaak het, het die ander gevangenes kom luister. Dan het hulle nuwe hoop gekry en net so vreesloos soos hy gevoel. Die kampowerheid het dit agtergekom en hulle het die man verbied om te speel. Maar die volgende dag het hy maar weer musiek gemaak. Die wagte is woedend en hulle het al sy vingers afgesny. Kort daarna was hy egter weer terug. Met sy verminkte hande het hy so goed hy kon gespeel en sag gesing. Die wagte het sy gitaar gegryp en stikkend geslaan. Die volgende dag het hy sonder begeleiding uit volle bors gesing. Die gevangenes het hom gehoor en hulle harte het lig geword. Solank die gesang geduur het, was hulle gees net so vry en onoorwinnelik soos syne. Die kampkommandant was so kwaad daaroor, dat hy die man se tong laat uitsny het. Nou was dit doodstil in die kamp. Tot almal se verwondering was die gevangene die volgende dag terug. Op maat van musiek wat net hy kon hoor, het die man begin dans. Een vir een het die gevangenes nader gekom, hande gevat en op dieselfde ritme begin dans. Daar was weer hoop in hulle oë en hulle harte was vry. En die wagte was magteloos. Geliefdes, ons leef in 'n wêreld wat ons leer om ongemak en swaar kry ten alle koste te vermy. Ons word omring deur boodskappe wat gemak, gerief en onmiddellike bevrediging beloof.
En wanneer dinge begin moeilik raak, vra ons dikwels, hoe kan ons van hier die ontslaa raak? Tog sê Paulus vir ons iets merkwaardig in Romeine 5. Hy sê, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Met die eerste oogopslag klink hierdie woorde baie vreemd. Wie verbly om immers in swaar kry? Paulus sê nie hier dat lyding aangenaam is nie. Hy sê ook nie dat pyn goed is nie. Hy sê ook beslis nie dat Christene mishandeling of onreg of uitbuiting moet verdra nie. Hierdie woorde kan baie maklik verdraai word en is al baie in die verlede gebruik om vrouens te oortuig om in gevaarlike huwelike te bly. Maar die Bybel roep ons gedurig om die kwesbares te beskerm, om onreg aan te spreek en om geregtigheid na te jaag. So die bedoeling in hierdie verse is nie dat ons swaar kry moet gaan soek of verdrukking onnodig moet verduur nie. Wat Paulus wel leer, is dat God selfs in die moeilikste tye swaar kry kan gebruik om ons geloof te verdiep en ons karakter te vorm en om ons hoop te versterk. Maar vrede met God kom eerste. Voordat Paulus oor die lyding praat hy oor genade. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Dit is belangrik om dit raak te sien. Paulus sê nie dat ons moet ly om God se liefde te verdien nie. Hy sê dat ons reeds vrede met God het. Ons is reeds aanvaar. Ons is reeds geliefd. Ons is reeds geregverdig deur Jesus Christus. Ons lyding maak nie dat God ons meer liefhet nie. Ek sê baie keer vir my kinders, daar is niks wat jy kan doen om te maak dat God jou minder liefhet nie. En daar is niks wat jy kan doen om te maak dat God jou meer liefhet nie. Omdat ons reeds veilig is in sy liefde, kan God selfs ons swaar kry gebruik om ons te vorm eerder as om ons te vernietig. Die Christen ly nooit alleen nie. Ons ly as mense wat aan Christus behoort. Een van die grootste geestelike uitdagings van ons tyd is dit wat ons noem 'n aanspraakmentaliteit. In Engels is die woord entitlement. En die gewilde gesegde van ek verdien mos ook 'n bietjie geluk. Dit is hierdie gedagte dat ek geregtig is op 'n maklike lewe. Dat ek geregtig is op gerief en gemak. Dat ek geregtig is op voorspoed en sukses. En 'n lewe sonder teleurstellings. En wanneer die moeilikheid dan kom, dan raak ons maklik kwaad vir God. En sê ons, maar waarom gebeur dit nou met my? Wat het ek gedoen om hierdie nou te verdien? Maar die skrif beloof nooit 'n lewe sonder swaar kry nie. Jesus self sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Die Christelike lewe is nie die afwesigheid van probleme nie. Dit is die teenwoordigheid van Christus te midde van ons probleme. Ek dink aan die bekende atleet Usain Bolt van Jamaica. Wanneer mense hom by die Olimpiese spele sien hardloop het dit amper moeiteloos gelyk. Kom ons kyk gou saam na hierdie videoklip. 2 videoklips. By Blake once again. And Johan Blake, for the second time in 3 days, delivers a beating.
for the next month, the work that I put in to make sure I could silence all these doubters was just unbelievable. I vomited daily because I was pushing myself to the ultimate level. Into the start, and Blake has got off, and so has Bolt. These two now ahead of the rest of the field, and Usain Bolt is absolutely... Johan Blake is coming through, and Bolt gets it again! You see, you all right? Yeah, coach. That's it. Dying. I think a lot of people they see you run and they say, oh, it looks so easy, you really look effortless. But before it gets to that point, it's hard. It's like hard work. It's day in, day out sacrifice, day in, day out. Just dying. So miljoene mense het daai wedloop gesien. Maar min mense het die voorbereiding gesien. Hulle het minder as 10 sekondes van die oorwinning gesien. Hulle het nie die duisende ure se oefening, die opofferings, die dissipline, die pynlike oefensessies, die voortdurende deursettingsvermoë. Hulle het nie dit gesien nie. Geen atleet behaal sukses sonder om swaar kry te vermy nie. Dit is juis die weerstand en die inspanning en die uitdagings wat die liggaam sterker maak. Vandag is die Comrades wedren. Ek weet nie hoeveel van julle het al deelgeneem aan die Comrades nie, of ken iemand dalk wat deelgeneem het nie. Nou soos julle kan sien, ek is glad nie 'n atleet nie, maar my man is wel. En hy het so 2 jaar terug aan die Comrades deelgeneem. En kyk, die voorbereiding en die pyn en die lyding wat hy sy liggaam moes deursit, om tot by daai punt te kom waar hy die Comrades kon voltooi, is net op 'n ander vlak. Ek meen, 'n mens moet jou liggaam omtrent breek om dit te kan doen. En ek kyk altyd aan die einde van die wedstryd en ek kry die wedloop en ek kry daai klomp altyd so jammer, wat so net voor die eindstreep, net voor die tyd afgesny word, dit net mis. En ek dink dit moet die ergste wees, maar die wat wel die eindstreep bereik en wat dit wel doen, sê oor en oor en oor, dit was die moeite werd gewees. Dit was 'n ongelooflike ervaring. Baie keer van hulle gaan terug vir 'n tweede keer, of 'n vierde keer, of 'n 10de keer. Hulle leer hulle self net op 'n ander manier ken, en hulle groei op 'n vlak wat hulle regtig nie in woorde kan omsit nie. Net so gebruik God die uitdagings van die lewe om geestelike volharding by ons te ontwikkel. 'n geloof wat nooit getoets word, bly dikwels oppervlakkig. 'n geloof wat nooit deur moeilike tye gaan nie, word nie sterker nie, word nie dieper nie, en ons leer nie om steeds ten spyte van die moeilike omstandighede om aan Christus vas te hou nie. Paulus beskryf 'n besonderse proses. Hy sê, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. So, swaar kry kweek volharding. Volharding beteken om getrou te bly wanneer die pad moeilik word. Dit is baie maklik om God te vertrou wanneer alles goed gaan, maar ware volharding word gevorm wanneer die antwoorde op gebede langer neem as wat ons gehoop het. Wanneer die hartseer bly, wanneer ons gesondheid verswak, of wanneer onsekerheid deel word van ons lewe. So spiere wat sterker word deur weerstand, word geloof sterker deur beproewing. Dan sê Paulus, volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof verwys na beproewing en 'n karakter wat getoets en bewys is.
God verander nie altyd ons omstandighede nie, want dit is vir hom belangriker om ons te verander, om ons karakter te bou. Hy wil vir ons eienskappe leer soos wysheid, geduld, nederigheid, medelee en getrouheid. En sulke karaktereienskappe word nie gevorm in gemak nie. Dit word gevorm wanneer ons leer om op God te vertrou in die moeilike tye, wanneer ons eie krag tekortskiet. Die beproewings van die lewe openbaar dikwels dit wat in ons harte aangaan. En dit bring ons nader aan Christus. Dan sê Paulus, geloof kweek hoop. Hierdie hoop is nie wensdenkery of blote optimisme nie. Dit is die vaste vertroue dat God getrou is. Elke keer wanneer ons terugkyk en ons sien hoe God vir ons gesorg het deur die moeilike tye, dan leer ons om te sê, as God vir my daai tyd kon gesorg het, dan sal God nou weer vir my sorg. Hy sal my weer deur hierdie nuwe uitdaging dra. Dink net 'n bietjie terug aan al die moeilike tye in jou eie lewe en hoe die Here altyd getrou was en altyd voorsien het. Ons moet versigtig wees om nie Paulus se woorde te verkeerd te verstaan nie. Hierdie gedeelte beteken nie Christene moet lyding gaan opsoek nie. Dit beteken nie iemand moet mishandeling verdra of bloot net aanvaar as daar onreg aan hulle gedoen word nie. Mishandeling, uitbuiting en onderdrukking is booshede wat die Here veroordeel. En wanneer iemand mishandel word, is dit nie bloot die antwoord om te sê, verdra dit maar net nie. Die antwoord is altyd beskerming, geregtigheid, aanspreeklikheid en veiligheid. Paulus praat hier van onvermydelike swaar kry, van hierdie gebroke wêreld wat ons inleef. Verlies, siekte, teleurstelling, vervolging, rou, onsekerheid en die opofferings wat gepaard gaan met disippelskap. Die punt is nie dat lyding goed is nie. Die punt is dat God goed genoeg is om deur ons lyding nog steeds iets goeds voor te bring. En ons hoef nie lyding te vrees nie, want ons is nie mense wat sonder hoop leef nie. Ons het die moed en die krag om onvermydelike lyding te verduur as gevolg van die hoop wat ons in Christus het. Paulus eindig met die grootste bewys van God se liefde. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Wanneer die swaar kry ons tref, wonder ons soms of God ons vergeet het. Maar Paulus wys ons dan na die kruis. Die kruis is God se antwoord. Christus het nie gewag totdat ons waardig is nie. Hy het nie gewag totdat ons lewens klaar uitgesorteer het nie. Toe ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterf. Die God wat sy seun vir ons gegee het, sal ons nie nou in ons nood verlaat nie. Die kruis bewys dat God se liefde teenwoordig is, selfs wanneer ons omstandighede pynlik is. So Romeine 5 verheerlik nie lyding nie. Dit verheerlik God wat deur lyding werk. Die wêreld sê vir ons gerief is die hoogste doel. Die evangelie sê vir ons Jesus Christus is die hoogste doel. Die wêreld sê lyding is sinneloos. Die evangelie sê God werk deur lyding. Die wêreld sê vir ons vermy alles swaar kry. En die evangelie sê God gee vir ons die krag om deur die swaar kry te verduur.
En God gebruik daai lyding om by ons volharding te kweek, karakter te kweek en hoop te vorm. Soos 'n atleet wat sterker word deur jare se oefening en dissipline, word die gelowige gevorm deur die uitdagings van die lewe. En deur alles onthou ons hoop lê nie in ons vermoë om uit te hou nie. Ons hoop lê in God wat ons liefgehad het toe ons nog sondaars was. In die Christus wat vir ons gesterf het en in die Heilige Gees wat vir ons die krag gee. En dan kan ons ook, soos die man wat sy vingers verloor het, wat sy tong uitgesny is, wat sy gitaar stikkend geslaan is, kan ons ook nog steeds dans en vreugde hê en ons hoop met ander deel. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir u woord wat ons vandag herinner het dat u selfs die moeilike paaie van ons lewe gebruik om ons te vorm en nader aan u te bring. Dankie dat ons vrede met u het deur Jesus Christus en dat ons nooit alleen deur ons beproewings hoef te gaan nie. Gee vir ons die genade om met volharding te leef. Die geloof om op u te vertrou wanneer ons nie verstaan nie en die hoop wat gegrond is in u onwankelbare liefde. Help ons ook om elke dag ons oë op Christus gefestig te hou, die een wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Gaan nou saam met ons na ons huise, ons families en ons daaglikse verantwoordelikhede. Ons vra dat u saam met Tannie Anne-Marie, oom Frik en oom Willie ook sal gaan in hulle genesingsproses. Bewaar ons, lei ons en gebruik ons tot eer van u naam. En mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons almal wees. Amen. Die wat wag op die reden van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê